complimentary breakfast. Jacaranda FM. Goed sê. Jack Parrot's boek baie geniet. Die ou met die snor by die bar. I love it because the one thing about this book is if you're looking for Jack Parrot lyrics, most cases you cannot find them. So het al die lyrics gepubliseer in die boek onder andere. Dis foto's van sy kinderdae. 'n klein seentjie is. Het pose uit daar op die Complimentary Breakfast Facebook page. Go check it out. Sê vir my, die Ali Fearless campaign, wat is dit nou, Sander? Wat gaan daar aan? Ek het dis 'n koers wat baie klas in my hart is, dis vir borskanker en ek is ook al al deel van November en prostaatkanker en dit is alles of 'n koers is 'n klas in my hart is. Ons doen 'n paar shows en al die saam met Ali Davidson en al die proceeds gaan dan aan borskanker, aan cancer. So dit is in ons plan, ons het actually 3 van hulle, een in die Kaap by Ali Davidson verlei die 16de September en dan het ons in Durban die 17de September by Ali Davidson Durban en dan in Joburg by Ali Davidson Zambezi en donderdag die 24de September, ja. So ja, kom asseblief aan dit gaan alles net vir 'n baie goeie cause en ek is baie excited daaroor en ek gaan 'n show speel, Loukie Raafman speel 'n show en dan ons gaan ook saam gedoen en dit gaan cool wees. Ons sal die detail vir jou op die Facebook page sit. Film a lady of nie? Ek dink so, ek is seker op aan. Ek dink definitief hulle sal, ja. Hoor jy, ek wil van die goed wat nou uitgekom het uit die boek uit is, wat ek nie geweet het nie is, jy was kwaai geboelie op skool. Ja, ek was maar 'n bietjie gepiek op. Ek het 'n bietjie maar ek dink dis alles deel van ek is actually bly ek was geboelie op skool. Dit het kind of vir my gemaak in die persoon wie ek is en dit het my ook gemaak om te respek hê vir alle verskillende mense en nie te judge of simpel goed se ding soos iemand te slaan as jy nie van die soort persoon wat hy is of wat ook al. Maar jy het later laaf geskryf spesifiek vir daai boelies. Yes, ja. Dit gaan daaroor alles wat in daai song kan jy nou alles hoor wat met my gebeur het al, ja. Het jy nou eens ooit by raak geloop? Jy wil gesê kyk as jy. Nou is ons my beste chommies. Hoe dit werk. Really? Vir wie werk dit so? Ja. I'm still gonna murder mine. This is a question of time. Wat vir my ook interessant was is dat weet Jack Parrot, as jy nie geweet het nie, destyds met sy eie brandewyn getoer. Weet, in geval as die regte kwaliteit is in ander plekke nie. Maar jy drink nou glad nie meer brandewyn nie of jy drink baie minder brandewyn, né? Ja, ek drink nie meer brandewyn regtig nie. Ek mis dit verskriklik baie, maar ek het 'n bietjie sal ons sê dik geraak en onfiks geraak van te veel coke. Obviously die brandewyn is niks verkeerd nie. Die brandewyn bly goud, maar die coke is die probleem. En toe nou het ek ook geswitch na ek drink net Jägermeister en water. So ek drink 'n shot Jägermeister en 'n botteltjie water. Net daar ook die beste land verleer die beste die volgende oggend. So dis nogal dit wel al move werk goed. Weet jy wat's vir my interessant? Jy sê jy's 33 om 'n boek te skryf vir jou lewe is miskien 'n bietjie vroeg. En al die lyrics van jou songs is ook daar. Ek dink jy maak ook 'n paar chapters op met daai lyrics want Sander sê hy kan baie glad nie onthou van waar hy was of wat met jou gebeur het nie. Vertel van daai Kaapse trip, vertel van daai Nysna toe ry. Toe jy opgeëindig het in Nysna, vertel. Ja, ek het eendag gepaarties by 'n plek in 'n assembly in Kaapstad en toe het ek 'n bietjie daai ding nog tequila gedrink en toe het ek 'n bietjie baie tequila gedrink en kind of met so meisie uitgang in so bande van Londen afgekom in New Young Pony Club en sy het 'n bietjie veel te drink en toe sy gaan op die stage gaan toe het ek dink ek het net uitgeblak en toe ek weer sing maar ek het geskree op myself die manager maar ek het gestaan skree op myself aan die backstage speel en goed soos dit en toe ek wakker word toe ek gevoel dat ek net my vingers gesnap het en toe ek so my oop maak toe ek soos in Nysna voor die garage net slaap ek in my kar so en niks in my kar en net my computer se screen, like die desktop screen is in my kar. Ja, dit is horrible. 4,5 uur. 4,5 uur. Het jy gery Nysna toe? Ja.
Dit is baie sleg. Don't drink and drive, ek is jammer. Ja, en van al die weed wat Zander destyds gerook het, jy kan glad nie onthou dat jy in die golfspan was destyds op skool. Ja, nee. Yes man, jy was 'n chilled golfer gewees. Daar's 'n foto by my skool op van dit, so ek moes al gewees het. But say no to drugs, kids. Yeah, man. Of who, Jack Sparrow? Of who? Ja, nee, definitief. Give hugs, not drugs. Ja. Maar goed. Nou vir my, en ek onthou nog toe Cooler as Ekke vir die eerste keer gerelease is op YouTube, en ek onthou toe almal het gepraat oor hierdie video, en he just exploded van daar. Cooler as Ekke het jou loopbaan eintlik gemaak, of hoe? Ja, dit het regtig 'n massive opgelos. Ons het altyd glad nie geweet dat dit gaan so mal raak en dis nou oor die 3 miljoen hits op YouTube en stuff, so dit het regtig net crazy gegaan. Ek het dit opgesit, ons het dit soos 2.500 rand geskiet die video, so dit was soos net die chommies wat saam gekom het en ons het wel op YouTube gesit en gehoop ons kry like 1 of 2 hits en toe hardebit soos 'n veldbrand en ja, ek is so baie dankbaar op want dit is obviously wat my gebou het na wat ek nou is. Ja, so noodloos om te sê, daar gaan nou iemand daar sit en sê, ja, wat is die resep? Ek moet die resep kry by Jack Sparrow. Wat moet jy doen om so groot te raak so Jack Sparrow? Waarom dink jy daai ding so explode? Wat is die resep? Ek dink dit is net iets wat ek dink almal van ons is eintlik maar dieselfde. Ons probeer almal altyd different wees, maar ons almal se denke is baie dieselfde en ek dink dit was die myne dit getouch op 'n my musiek is baie sosiale kommentaar, so dit touch op daai op daai ding wat almal dink maar niemand sê nie. Dis al wat ek sal kan dink. So Cooler as Ekke vir alles baie erg daarop dit touch op al die klein subjects wat almal irriteer, maar niemand wil daaroor gepraat nie en ek het dit op alles net in 'n sang gesit. So ek dink dit is hoekom dit gevat het en hoekom baie van my musiek vat is net daai styl van sê wat ek dink en nie op 'n wag vir my mond nie. Maar jy's 'n goeie jy ken daarvan. Maar jy's 'n goeie lyricist. Ek weet jy gee baie credit vir Eminem as 'n goeie lyricist, but you're a really good writer. Jy's 'n baie goeie skrywer en interessant genoeg, jy was baie goed in tale gewees op skool. So dit kom alles by mekaar. Ja, as Engels en Afrikaans was my main dit is basies al wat ek regtig goed was op skool. So ek het maar gekonsentreer daarop. Luister nou, net om my af te sluit, en dis nou die ding, want mense gaan vir jou sê, Jack Sparrow, daar is onkruid in jou taaltuin. Jy weet, jy praat nie behoorlike Afrikaans nie, nou vloek jy ook nog. Jy is besig om die taal dood te maak. En daar's 'n hele paar mense wat dit al vir jou gesê het. Jou reaksie daarop? Ag ja, ek glo dat daar's 2 verskillende sides van Afrikaans. Daar's die ou konservatiewe side van Afrikaans en daar's 'n nuwe die future van Afrikaans. So ek bedoel, dis is enigiets met Engels, is daar Amerikaanse Engels of daar's British Engels en so voort, Australiaanse Engels. So dis is ek voel presies dieselfde. Daai mense is cool. Hulle kan hulle konservatiewe Afrikaans hou, moenie my onder dieselfde like banners wat hulle nie, ons het ons eie Afrikaans, ons is as 'n jong generasie en ons is 'n alternatiewe generasie en ons is die future van Afrikaans, het ons eie manier om met die taal te werk en dit is belangrik, ons kan nie die taal, ons vat die taal na die wêreld toe, ons wys vir die wêreld dat die taal is, Afrikaans is 'n amazing taal, dis nie 'n taal wat gebonde is aan goed wat in die past gebeur het of aan mense wat verskillende sienings het oor die wêreld en slegte sienings oor die wêreld nie. So ek sien nie eintlik regtig om wat hulle sê nie. Ek luister nie en hulle kan maar skree tot hulle nie meer kan skree nie en dan hopelik hou hulle mond beter toe dan. en ek moet sê ek is destyds van 702 af gefire daaroor, maar ek sal dit weer sê, oor 20 jaar al die konservatiewes sal dood wees en dit is die goeie nuus. The clocks are ticking. Hoor ons sien uit na die Hali tour. Jou boek is great. Gaan kry hom die ou met die snor by die bar, Jack Sparrow, well worth the read. Man, altyd lekker om jou te chat. Shot die jou ook man en ek sien jou by die naaste bar hopelik. Amen, of course, jy weet mos. Thanks Zander. Goed gaan. Lekker man. Bye bye. Jacaranda FM.